Welkom hier by Impact Kids Kerk. So lekker om weer saam met julle te kuier. En vandag wil ek julle net kom vertel wat ons gedoen het hier by Impact Kids Kerk vandag. En waaroor ons praat. So ons praat oor gebed. Dit is ons tema vir hierdie kwartaal. So julle moet seker maak julle is hierso Sondag dat julle kan weet waaroor ons praat. Ons doen sulke lekker aktiwiteite. Maar laat ek julle vertel. So ons versie vandag is 1 Tessalonisense 5 vers 17. En dit sê, dit is seker die kortste vers in die Bybel. Dit sê, bid sonder ophou. Dit klink nogal asof ons die hele tyd moet bid, nee. Maar dit wys net vir ons hoe belangrik gebed is. En ek wil julle vandag vertel, wat is gebed? Hoe kom ons bid? En hoe moet ons bid? So, wat dink julle is gebed? Gebed is om met God te praat. Nee? Dit is om vir God, soos wat jy met mamma, of papa, of jou juffrou, of jou boetie of sissie, of jou maatjies praat by die skool, so wil God hê met ons met hom op praat. Hy is die hele tyd, wag hy vir ons om met hom te praat. Nou kom ons dink oor, hoekom moet ons bid? Ek gaan vandag vir julle 'n eksperiment wys, net vir ons om ons te help, om te wys, hoekom moet ons bid? Goed, moenie hierdie alleen doen by die huis nie, laat papa en mamma jou help, want ons werk met 4, nee? Kom ons kyk, ons wag wat hy amper dood gaan. Sien julle daar? Sien julle hoe vas is hy nou aan hom? Kyk daar. Dit is cool, nee? Nou, dink dat ons is soos hierdie glasbottel, nee? En wanneer ons Jesus in ons het, kom sy Heilige Gees in ons bly en hy het 'n vuur binne ons. En wanneer ons bid, dan bring dit ons nader aan God. So, dit is hoekom ons bid. Ons bid sodat ons nader aan God kan kom. En sodat ons ook net kan hoor wat God vir ons sê, want hy praat ook met ons. Dis nie net ons wat met hom praat nie. Hy praat ook met ons. Ja. Maar hoe moet ons bid? Dit is ons laaste een. Ons vra, wat is gebed? Dis om met God te praat. Hoekom doen ons dit? Om nader aan God te kom. En hoe moet ons bid? God wil nie altyd hê. Het julle al daai gebed gehoor wat ons in rympies bid, nee? Dis nie verkeerd nie, maar God wil hê ons moet nie soos 'n robot bid nie. Hy wil hê ons moet hom praat oor alles. Dit wat jou hartjie seermaak, dit wat jou bly maak, as daar ander mense is wat siek is of wat hartseer is, hy wil hê ons moet vir enige iets, moet ons met hom kan praat, want hy wil vir ons luister en hy wil ons help. So dit is hoe ons moet bid. Ons moet, jy kan sit, jy kan lê, jy kan staan, jou oë kan oop wees, jou oë kan toe wees, jy kan by die atletiek wees, jy kan in die klas wees, in jou bed, maak nie saak waar nie. God wil net hê dat jy met hom praat. Hy staan reg om enige tyd met jou te praat. So, julle uitdaging hierdie week is, wanneer iemand dalk nie lekker voel nie, wanneer jy nie lekker voel nie, of papa en mamma sê, hulle het 'n hoofpyn, of hulle het iewers seer, dat jy dadelik vir hulle sal bid. Dat jy nie gaan wag nie, dat jy sal doen wat ons versie sê. Onthou, 1 Tessalonisense 5 vers 17 sê, bid sonder ophou. En dit is julle uitdaging hierdie week. Gaan en bid sonder om op te hou. Ek sien julle volgende week weer. Bye!